Hoofstuk 4 Pinkster. Toe die disippels van die Olyfberg na Jerusalem terugkom, het die volk verwag om uitdrukkings van verdriet, verwarring en verslaanheid aan hulle gesigte te sien. Maar daar het hulle net vreugde en oorwinning bespeer. Nou het die disippels nie oor hulle verydelde verwagtinge getreur nie. Hulle het die opgestane Heiland gesien en sy afskeidsbeloftes het nog steeds in hulle ore geklink. Gehoorsaam aan Christus se bevel, het hulle in Jerusalem op die belofte van die Vader gewag, naamlik die uitstorting van die Heilige Gees. Hulle het nie in ledigheid gewag nie. Die getuienis sê, hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Lukas 24 vers 53. Hulle het ook saamgekom om hulle smeekbedes in die naam van Jesus voor die Vader te bring. Hulle het geweet hulle het 'n verteenwoordiger in die hemel, 'n voorspraak voor die troon van God. Met eerbiedige gesag het hulle neergebuig om te bid en die versekering te herhaal. Alles wat julle van die Vader sal vra, in my naam sal ek julle gee. Tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Johannes 16 vers 23 en 24. Steeds hoër strek hulle die geloofshand uit met die uiters belangrike argument. Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Romeine 8 vers 34. Terwyl die disippels op die vervulling van die belofte gewag het, het hulle harte in opregte berou verootmoedig en hulle ongeloof bely. Toe hulle die woorde wat Jesus voor sy dood gespreek het in herinnering roep, het hulle die betekenis daarvan beter verstaan. Waarhede waarvan hulle reeds vergeet het, is weer te binne gebring en hulle het dit aan mekaar herhaal. Hulle het hulle self verwyd omdat hulle die Heiland misverstaan het. Die een toneel van sy wonderlike lewe na die ander het soos 'n optog voor hulle geestesoog verbygetrek. Terwyl hulle oor sy rein, heilige lewe gepyns het, het hulle gevoel dat geen inspanning te swaar en geen opoffering te groot sou wees, as hulle maar net in hulle lewens die lieflikheid van Christus se karakter kon getuig nie. Ag, as hulle die afgelope 3 jaar net kon oorleef, so het hulle gedink, hoe anders sou hulle optree? As hulle die Here tog net weer kon sien, hoe anders sou hulle streef om aan hom te wys hoe lief hulle hom het, en hoe opreg bedroef hulle was omdat hulle hom ooit deur die woord of deur ongelowige daad leed aangedoen het. Maar die gedagte dat hy vir hulle vergewe het, het hulle getroos. En hulle het hulle voorgeneem om hulle so ver dit moontlik was vir hulle ongeloof sou vergoed deur hom moedig voor die wêreld te bely. Die disippels het met groot erns gebid dat hulle in staat gestel moes word om met mense om te gaan en in hulle daaglikse verkeer woorde te spreek wat sondaars na Christus sou lei. Hulle het alle geskille en elke verlange na voorrang uit die weg geruim en in Christelike gemeenskap nader aan mekaar gekom. Hulle het al nader aan God gekom en sodoende besef wat 'n voorreg hulle gehad het om toegelaat te word om so intiem met Christus om te gaan. Hulle harte was bedroef toe hulle dink aan hoeveel kere hulle hom leed veroorsaak het deur hulle traagheid van en gebrek aan begrip van die lesse wat hy vir hulle beswil aan hulle probeer leer het. Hierdie dae van voorbereiding was dae van diepgaande selfondersoek. Die disippels het hulle geestelike nood gevoel en toe die Here geroep om die heilige salwing wat hulle geskik sou maak vir die sielereddingswerk. Hulle het nie net vir hulle self 'n seën afgesmeek nie. Die las om siele te red het swaar op hulle gerus. Hulle het besef dat die evangelie aan die wêreld verkondig moes word en hulle het die krag opgeëis wat Christus beloof het.
Gedurende die patriargale tydperk is die invloed van die Heilige Gees dikwels op 'n besondere wyse geopenbaar, maar nooit in sy volheid nie. Gehoorsaam aan hulle Heiland het die disippels nou om hierdie gawe gebid, en in die hemel het Christus sy voorbereiding daaraan toegevoeg. Hy het die gawe van die Gees geëis, sodat hy dit op sy volk kon uitstort. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Die Gees het op die wagtende, biddende disippels neergedaal met 'n volheid wat elke hart bereik het. Die Oneindige het hom met die krag aan sy kerk geopenbaar. Dit was asof sy invloed eeuwelang teëgehou was, en dit het die hemel nou behaag om die rykdomme van die genade van die Gees op die kerk uit te stort. En onder die invloed van die Gees is woorde van berou en belydenis vermeng met lofsange oor sondes wat vergewe is. Daar is woorde van danksegging en profeseë gehoor. Die ganse hemel het hom diep neergebuig om die wysheid van weergalose, onbegryplike liefde te aanskou en te vereer. In verwondering het die disippels uitgeroep: "Hierin is die liefde." Hulle het die verleende gawe aangegryp. En wat was die gevolg? Die swaard van die Gees wat opnuut met krag geslyp en met die weerligte van die hemel beskyn is, het vir hom 'n weg deur die ongeloof gekloof. Duisende is op een dag bekeer. Christus het aan sy disippels gesê: "Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig." Johannes 6:10 vers 7 en 13. Christus se hemelvaart was die teken dat sy volgelinge die beloofde seun sou ontvang. Daarvoor moes hulle wag, voordat hulle hulle werk kon begin. Toe Christus die hemelpoorte binnegaan, is hy te midde van die aanbiddende engele tot die troon verhef. Sodra hierdie plegtigheid afgehandel was, het die Heilige Gees in ryke strome op die disippels neergedaal en is Christus in werklikheid verheerlik met die heerlikheid wat hy van alle ewigheid by die Vader gehad het. Die uitstorting tydens die Pinksterfees was die hemelse boodskap dat die inhuldiging van die Verlosser volëindig was. Ooreenkomstig sy belofte het hy die Heilige Gees van die hemel af na sy volgelinge gestuur, as teken dat hy as priester en koning alle gesag in die hemel en op aarde ontvang het, en die gesalfde oor sy volk was. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Die Heilige Gees het in die gedaante van vurige tonge op die aanwesiges gerus. Dit was 'n simbool van die gawe wat toe aan die disippels gegee is, wat hulle in staat gestel het om tale wat hulle nog nooit van tevore geken het nie, vlot te praat. Die verskyning van vuur was kenmerkend van die brandende ywer waarmee die apostels hulle taak sou verrig en die krag wat met hulle werk gepaard sou gaan. Daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. Gedurende die verstrooiing is die Jode na byna elke bewoonde deel van die wêreld verstrooi, en in hulle ballingskap het hulle verskeie tale aangeleer. Baie van hulle was tydens hierdie geleentheid in Jerusalem om die godsdienstige feestlikhede wat toe aan die gang was by te woon. Alle bekende tale is deur die aanwesiges verteenwoordig. Hierdie groot verskeidenheid van tale sou die verkondiging van die evangelie verhinder het.
Daarom het God deur 'n wonderwerk in die tekortkominge van die apostels voorsien. Die Heilige Gees het vir hulle iets verrig wat hulle in hulle hele lewe nie self sou reg gekry het nie. Nou kon hulle die waarhede van die evangelie wyd en suid verkondig en die tale van diegene vir wie hulle gepreek het noukeurig praat. Hierdie wonderbare gawe was 'n sterk bewys aan die wêreld dat hulle opdrag die seël van die hemel gedra het. Voortaan was die disippels se taal suiwer, eenvoudig en noukeurig, ongeag of hulle eie taal of 'n vreemde taal gespreek het. En toe hierdie geluid gekom het, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar: Is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Die priesters en owerstes was erg ontsteld oor hierdie wonderbare verskynsel, maar hulle durf nie aan hulle woede uiting gee nie, uit vrees dat hulle aan die gewelddadigheid van die gepepel kon blootstel. Hulle het die Nasareër doodgemaak, maar hier het sy diensknegte, ongeletterde manne van Galilea, in al die tale van die tyd die verhaal van sy lewe en werk vertel. Die priesters het hulle voorgeneem om 'n natuurlike uitleg te vind vir die wonderkrag van die disippels en het voorgegee dat hulle dronk was, omdat hulle te veel van die nuwe wyn wat vir die fees berei was, gedrink het. Sommige van die onkundige mense teenwoordig het hierdie voorstelling van sake vir die waarheid aanvaar, maar die intelligente mense het geweet dat dit vals was, en diegene wat die verskillende tale verstaan het, het getuig dat die disippels daardie tale noukeurig gebruik het. In antwoord op die beskuldiging van die priesters, het Petrus daarop gewys dat wat hulle daar aanskou het, 'n regstreekse vervulling was van die profesie van Joël, waarin hy voorspel het dat hierdie krag op mense sou kom, om hulle vir 'n spesiale werk geskik te maak. Hy het gesê: Joodse manne, en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet, en luister na my woorde. Hierdie mense is tog nie dronk, soos julle dink nie, maar dit is nog maar die 3de uur in die môre. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. En in die laaste dae, spreek God, sal ek my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom, en ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. Duidelik en met krag het Petrus van die dood en opstanding van Jesus getuig. Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus, die Nasareër, die man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens, wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle self ook weet, hom het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Hom het God opgewek nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. Petrus het hom nie op die lering van Christus beroep om sy stelling te bewys nie, want hy het geweet die vooroordeel van sy toehoorders was so groot, dat sy woorde oor daardie onderwerp geen uitwerking sou hê nie. Pleks daarvan het hy oor Dawid gepraat, een wat deur die Jode as 'n aartsvader van die volk beskou is. Dawid sê van hom, het hy gesê, ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterhand, dat ek nie sou wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong juig, ja, ook sal my vlees nog rus in hoop. Want U sal my siel nie aan die doderyk oorlaat, of die heilige oorgee om verderwing te sien nie. Broeders, ek kan vryuit met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe. Hy het gespreek van die opstanding van Christus,
dat sy siel nie in die doderyk verlaat is en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. Hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons almal getuies is. Die toneel is die ene belangstelling. Kyk hoe kom die mense uit alle rigtings om te luister, hoe die disippels van die waarheid getuig soos dit in Jesus is. Hulle dring na binne, die tempel is oorvol. Priesters en owerstes is daar, met die donker frons van boosaardigheid nog op hulle aangesigte. Hulle harte steeds gevul met blywende haat teens Christus. Hulle hande onrein met die bloed wat gestort is toe hulle die verlosser van die wêreld gekruisig het. Hulle het verwag dat die apostels onder die strenge hand van die onderdrukking en moord oorbluf sou wees. Maar hulle vind hulle bo alle vrees verhef en vol van die Gees besig om die godheid van Jesus van Nasaret met krag te verkondig. Hulle hoor hulle met vrymoedigheid verklaar dat die een wat hulle so kort gelede verneder, bespot en met wrede hande geslaan en gekruisig het, die lewensvors is en nou aan die regterhand van God verhoog is. Sommige van diegene wat die apostels aangehoor het, het 'n daadwerklike aandeel in die veroordeling en kruisiging van Christus gehad. Hulle stemme het saam met die van die gepeupel sy kruisiging geëis. Toe Jesus en Barabbas in die hofsaal voor hulle gestaan het en Pilatus gevra het, wie wil julle hê moet ek vir julle loslaat? Het hulle geskreeu, nie vir hom nie, maar Barabbas. Matteus 27 vers 17 en Johannes 18 vers 40. Toe Pilatus Christus aan hulle uitgelewer en gesê het, neem julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie. Ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man, het hulle uitgeroep, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Johannes 19 vers 6 en Matteus 27 vers 24 en 25. Nou hoor hulle die disippels verklaar dat dit die Seun van God is wat gekruisig is. Priesters en owerstes het gesidder. Oortuiging en angs het die volk beetgepak. Hulle is so diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Onder diegene wat na die disippels geluister het, was vrome Jode wat opreg geglo het. Die krag wat met die spreker se woorde gepaard gegaan het, het hulle oortuig dat Jesus inderdaad die Messias was. En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Petrus het by die mense wat oortuig was, die feit tuisgebring dat hulle Christus verwerp het, omdat hulle deur die priesters en owerstes mislei is, en dat indien hulle voortgaan om na die manne op te sien vir raad en te wag totdat hulle Christus erken voordat hulle dit self waag, hulle hom nooit sou aanneem nie. Ofskoon hierdie invloedryke manne voorgegee het om godvrugtig te wees, het hulle eintlik aardse rykdom en heerlikheid begeer. Hulle was nie gewillig om na Christus te kom om lig te ontvang nie. Onder die invloed van die hemelse lig het die skrifgedeeltes wat Christus aan sy disippels verduidelik het, met die glans van volkome waarheid uitgestaan. Die sluier wat verhoed het, dat hulle die einddoel sien van dinge wat afgeskaf is, was nou verwyder. En die doelwit van Christus se sending en die aard van sy koninkryk was nou vir hulle volkome duidelik. Hulle kon met krag van die Heiland praat. En na mate hulle aan hulle toehoorders die verlossingsplan ontvou het, is baie van hulle in hulle harte veroordeel en oortuig. Die oorleweringe en bygelowe wat hulle deur die priesters ingeprent was, is nou uit hulle gees weggevee en hulle het die leringe van die Heiland aangeneem. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop
en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. Die Joodse leiers het gedink dat Christus se werk met sy dood sou eindig, maar pleks daarvan het hulle die verbasingwekkende tonele van die Pinksterdag gesien. Hulle het gehoor hoe die disippels, wat met 'n tot nog toe ongekende krag en energie bedeel is, Christus verkondig en gesien dat hulle woorde met tekens en wonderwerke bevestig word. In Jerusalem, die vesting van die Jodendom, het duisende hulle geloof in Jesus van Nasaret as die Messias openlik bely. Die disippels was verbaas en verruk oor die groot sieleoes. Hulle het hierdie insameling nie as gevolg van hulle eie werk beskou nie, maar het besef dat hulle die werk van ander voortsit. Sedert die sondeval van Adam het Christus voortdurend aan die uitverkore diensknegte die saad van sy woord toevertrou, om dit in mense harte te saai. Gedurende sy lewe op aarde het hy die waarheidssaad gesaai en met sy bloed benat. Die bekeringe wat op Pinksterdag plaasgevind het, was die gevolg van daardie saaiery. Dit was die oes van Christus se werk en het die krag van sy lering geopenbaar. Alhoewel die apostels se redenasies duidelik en oortuigend was, sou dit op sigself nie die vooroordeel verwyder het wat soveel getuienis weerstaan het nie. Maar die Heilige Gees het die argumente met goddelike krag aan die harte van die toehoorders tuisgebring. Die apostels se woorde was so skerp pyle van die Almagtige en het mense oortuig dat hulle vreeslik skuldig gemaak het deur die Here van die heerlikheid te verwerp en te kruisig. Die opleiding wat Christus aan die disippels gegee het hulle behoefte aan die Gees laat voel. Die onderrig wat die Gees aan hulle gegee het hulle uiteindelik bekwam en toe het hulle lewenswerk aangepak. Hulle was nie meer onkundig en onontwikkeld nie. Hulle was nie meer 'n groep onafhanklike eenhede of onenige botsende elemente nie. Hulle het nie meer aardse grootheid nagestreef nie. Hulle was eendragtig, een van hart en siel. Handelinge 2 vers 46 en 4 vers 32. Christus het hulle gedagtes gevul. Die bevordering van sy koninkryk was hulle doel. Hulle gesindheid en hulle karakter het soos die van hulle meester geword en mense het hulle as metgeselle van Jesus herken. Handelinge 4 vers 13. Die Pinksterfees het hemelse verligting aan hulle gebring. Die waarhede wat hulle nie kon verstaan terwyl Christus by hulle was nie, het nou ontvou. Met geloof en vertroue wat hulle voorheen nie geken het nie, het hulle die leer van die heilige woord aanvaar. Dat Christus die Seun van God was vir hulle nie meer 'n geloofsaak nie. Hulle het geweet dat hy, ofskoon hy met menslikheid bekleed was, inderdaad die Messias was, en hulle die wêreld met soveel vrymoedigheid van hulle belewenis vertel, dat dit oortuig het dat God met hulle was. Hulle kon die naam van Jesus met oortuiging noem. Was hy dan nie hulle vriend en ouer broer nie? Hulle was in sulke noue gemeenskap met Christus, dat hulle met hom hemel op aarde geniet het. Met watter geesdriftige taal het hulle idees beklee, terwyl hulle van hom getuig het. Hulle harte het oorgeloop van welwillendheid, wat so vol, so diep, so verrykend was, dat dit hulle gedring het om na die uiteindes van die aarde te gaan, om van die krag van Christus te getuig. Hulle was vervul met 'n intense verlange om die werk wat hy begin het, voort te sit. Hulle was bewus van hulle groot skuld teenoor die hemel en die verantwoordelikheid van hulle werk. Deur die gawe van die Heilige Gees gesterk, het hulle vol ywer uitgegaan om die sege van die kruis te verbrei. Die Gees het hulle besiel en deur hulle gespreek.
Die vrede van Christus het van hulle gesigte gestraal. Hulle het hulle lewens vir diens aan hom gewy en hulle hele wese het